Julle ons doen vandag produkte. Nou die vraag kan so gevra word, vereenvoudig of brei uit en dan vereenvoudig. So wat ek eintlik doen is, ek raak ontslaan van die hakies, né? So ek het nou hierdie enetjie hier en hierdie enetjie hier gou hier neergeplot. Ons gaan dit sommer saam doen. Ek het hom hier onder neergeplot. En so wat ons moet doen is letterlik, ons moet mos, en ek dink in graad 8 het ons al reeds aan mee begin, waarvan ons letterlik daai min 5, daai 1 op 5 gaan inmaal en ons gaan dit ook aan die ander kant doen. Okay, so kom ons begin. Kom ons verander van hier af soontoe. Ek dink van die begin, en ek wil jou 'n baie belangrike ding hierso leer, né? Wanneer ek 'n breek het soos hierdie 5 op 2 en daar's 'n kie hier langs aan. Dis baie belangrik, né, dat jy moet weet dat die kie voor die kie is 'n breek. Nou as jy dit gaan wil herskryf op 'n mooi manier, skryf die kie bo, want hy staan langs hom, dan hoort hy eintlik aan die tellerkant. Moet hom nie gaan, jy weet, vir alles ou vinnig skryf, moenie die kie so gaan skryf nie, want dit is verkeerd. Die kie kan nie onder staan nie. As hy onder was, sou jy duidelik gesien het, maar as hy langs die breek is, skryf hom eerder bo, ek sal dit voorstel, of langs aan, en maak seker dat jou onderwyser of onderwyseres sien dat hy op die regte plek is. So kom ons vir hierdie uit. So die min 5 gaan ons nou inmaal. Nou, as jy sukkel met hierdie, ek stel altyd voor, okay, dis 'n breek, so kom ons verander alles na breuke toe. Dan is dit ook dalk bietjie makliker. 5 op 2 en wat ek gesê, die kie gaan ons eerder bo sit. Okay, dit maak meer sin. En nou gaan ons bo in, maar ons gaan die eerste term maal met die eerste term, hierdie 1 op 5 maal met die 20p op 1. En wat jy moet onthou is, jy moet nou 'n bietjie na jou graad 7 breuke toe gaan. Ek maal net bo en ek maal net onder. Okay, so kom ons doen dit. So hierdie is net 1 maal 20p is 20p. Op 5 maal 1 is 5, en dan gaan ek dit weer hierbo ook doen. So hierdie 1 maal dit is net 5kie, en die onder maal ek die 5 met die 2 wat net 10 is, en onthou wat baie belangrik is, né, is, as ek my breek kan vereenvoudig, gaan ek dit ook vereenvoudig. Jy kan nou 'n KGV hier kry, ek gaan net eerder sê, die breek kan ek hom kleiner maak, wat is 20 op 5? 20 op 5 is, jy kan dit letterlik in jou calculator gaan insit, maar as jy dit nou vinnig wil uitwerk, 4 gaan in 20 in 5 keer, dit is eintlik baie maklik, 5 op 1, as dit sin maak, so 5 gaan in 20 in 4 keer, en dan bly die P oor, ek gaan dit nie op 1 sit nie, want enige iets op 1 is mos net die getal, né, en, maar hier gaan 5 in 10 in 2 keer, so hierdie gaan 'n kie bo wees, alles op 2, en dan het ek hom nou vereenvoudig, of ek het die produk gevind, ek het die min 5 ingemaal met al twee terme binne in die hakie, en nou het ek dit gevind, so kom ons in die ander enetjie langs aan, nou weer eens, alles hier is breuke, so ek kan letterlik, kan ek nou hierdie maal met daai en daai, okay, so dit maak nog so sin, okay, so kom ons doen dit, omdat ons maal die bokante met mekaar, so dis x kwadraat, ons maal die onderkante met mekaar, 4, plus, ons maal die x met die 2, 2x, en onder maal ek 2 met x, 2x, plus, hierdie gaan ons net oorskryf, want dit is nie ingemaal nie, kan ek dit vereenvoudig? Ja, daar is ietsie wat ek kan doen, dink bietjie hier aan, wat is 2x op 2x? Dink 'n bietjie, wat is 3 op 3? Dis mos 'n hele. Wat is x op x? Dit sal ook 'n hele wees. So wat sal 2x op 2x wees? Net 'n hele. Okay, plus 1. Kom ek maak 'n bietjie so skoon. So hierdie is net x kwadraat op 4 plus ek gaan gou die ander x kwadraat op 4 hier so hou. En dan het ek 'n plus 2. Ons kan nog ietsie doen. Sien hierso het ek 'n breek op 'n noemer en 'n breek op 'n noemer, dieselfde noemers, dink 'n bietjie, wat is 1/3 plus nog 1/3? 2/3. Okay, so ons kan dit mos hier ook doen. Wat keer ons? Niks, né? So x kwadraat op 4 plus x kwadraat op 4 is 2x kwadraat op 4 plus 2. Okay, kan ek my breek vereenvoudig? Ja, die breek 2 kan in die 4 ingaan 2 keer. So hier is x kwadraat op 2 plus 2. Okay, gelukkig met daai, né? So kom ons doen die ander.
Julle ons kyk na 1.9, ek het hom hier onder neergeplot, en onthou nou, daar's hakies, en daar's 'n getal voor die hakie, wat ek met inmaal so, en so, kan jy onthou, wat het ek gesê voorheen, kom ons probeer alles breuke maak, omdat daar's 'n breek voor die hakie, en in 'n ander hakie is daar 'n breek in die hakie. So is dit makliker, onthou wat ek gesê het voorheen, as die X langs die breek staan, skryf hom eerder bo. Okay, 7x op 1 minus 1 op 1, so herskryf het alles as breuke, plus 4 op 1, ja, en hierdie is x kwadraat op 1 minus 1 op 28, onthou wat ek gesê het, die x langs hom staan, skryf hom eerder bo, en nou gaan ons inmaal, onthou nou, vir die begin gaan ek daai inmaal, bo en onder, en dan weer bo en onder, kom ons doen dit. En wat is min 3x maal 7x is minus 21x kwadraat, onthou die eksponente is 1 en 1, daarom tel ons dit by mekaar, en onder is dit net 7, en dan die volgende ene, minus 3x op 7 maal minus 1, word ons 'n plus, bo is dit net 3x, en onder is dit net 7, eintlik maak jy baie maklik enetjie daai, voor volgende een bo en onder, en dan weer eens bo en onder, kom ons doen dit, 4 maal x is plus 4x kwadraat, alles op 1, minus, die 4x maal met die x is 4x, alles op 28. Ok, ons is iewers, kan ek nou my breek, onthou, ek het breuke geskep, kan ek dit nou vereenvoudig, nou, want onthou, ons makliker moet vir die eenvoudige breuke te werk, en kyk 'n bietjie, as ek daar in my calculator insit, as jy nie sukkel daarmee, doen dit, kry 'n waarde, so gebruik jou breekblokkies, maar kom ons is nie lief vir calculators nie, ons doen dit eerder uit as koppe uit, so wat gaan gebeur, kom ons kyk, hoeveel keer gaan 7 en min 21 in, min 3 keer, want 'n plus maal 'n plus gedeeld deur 'n minus is 'n minus, hierdie tweede breek kan ek nie vereenvoudig nie, ook nie die derde ene nie, so kom ons skryf die tweede een net neer, die derde een is net op 1, so kom ons maak dit vereenvoudig, ons skryf hom net so oor, en die volgende een kan ons, want hoeveel keer gaan 4 en 28 in, dit gaan 7 keer, né? Maar die 7 is die keer onder, want hy gaan in 28 in 7 keer, ok, kan ek nou al enigiets by mekaar tel? Ek dink ek kan, ek het gelyksoortige terme, ek het hier enetjie, 'n x kwadraat, en hier het ek enetjie, so ons gaan hulle by mekaar tel, en ek het ook hierdie ene, wat 'n 3x op 7 is, en 'n 1x op 7, dit kan ek ook by mekaar tel, so kom ons doen dit, min 3x kwadraat plus 4x kwadraat is net 1x kwadraat, so ek hou nie van die 1 nie, dan, kan jy onthou, as ek 'n derde het plus 'n derde, dan is dit mos 2, en ons hou net ons noemers, omdat die onderkant dieselfde was, so ek gaan dit by die breek ook doen, dis 'n 7, so 3x minus 1x, so 3x minus 1x, ek vat nou maar lang pad, maar dan kan jy sien wat ek bedoel, plus 3x minus 1x is net 2x op 7, en nou het ek daai hakie, daai produk gevind, ek het die hakie ingemaal, en ek het vereenvoudig. Heerlik, so kom ons kyk gaan na daai enetjie, ek het hom hier neergeplot hier onder, en onthou nou, ons gaan so inmaal, die eerste is maklik, my lyk maklik, daar's nie breuke nie, maar die volgende ene is daar 'n breek, en onthou, so ons gaan dan, hierdie tweede term gaan ons dalk moet alles in breuke omskep, want daar is 'n breek voor die hakie, so kom ons begin eers in die begin, min 6 pt maal 2 pt, nou min 6 maal 2 is net min 12, P en P, kan ek hulle by mekaar tel? Ja, ek kan dit maal, want ek tel die eksponente by mekaar, eksponent weet 1, en dan is net 'n t oor, dan gaan ons na die volgende term toe, so hy het min 6 pt, maal met min t, minus maal 'n minus is 'n plus, so is plus 6, daar is net 1 p, maar daar is 2 t, so onthou, eksponente van t's word by mekaar getel, plus, minus, want min 6 pt maal met plus 1 is minus 6 pt. Ok, volgende enetjie, min pt op 4, ons moet nou eers, kan jy onthou, omdat hierdie breuke is, so kom ons skryf alles op breuke. Dis dalk net bietjie makliker, ok, ons gaan weer vereenvoudig,
minus 12p kwadraat t plus 6pt kwadraat minus 6pt. Die minus maal hierdie maal in, bo en onder. So dit is minus pt maal p is minus p kwadraat t, want onthou nou, die eksponent is 1 en 1, en onder is 4 maal 1 is uit 4, dan maal ek skus as julle hond hoor, is nie myne nie, hy blaf hier langsaan, minus pt op 4 plus t op 1, so as ons dit mekaar inmaal, so dis 'n minus, die p, so ek moet net vir jou wys wat ons nou tans doen, so ons maal nou die enetjie en die enetjie, so pt maal t is mos net p t kwadraat alles op 4. Ok, dan gaan kyk ons altyd, kan ons die breuke vereenvoudig, op die oomblik kan ek nie. Kan ek enigiets by mekaar tel? Kom ons kyk 'n bietjie, dit lyk ook nie so nie. Nou, die volgende plan is om KGV's te kry. Te sê, goed, wat is die KGV van al hierdie goed? Nou kom ons kyk, hierdie is 1 en 1, ek maak dit hulle almal breuke. So ek kan sien dat die KGV hier onder 4 is. Letterlik 4. So hierdie breuk gaan 4 word. Hierdie breuk gaan 4 word. Hierdie breuk gaan 4 word. Hierdie breuk is al reeds 4 en hierdie breuk is al reeds 4. Nou hoe het ek 4 gekry, né? Ek het gesê ek maal met 4 hier, dan moet ek ook bo maal met 4. Okay? Hier het ek gemaal met 4, dan moet ek ook bo maal met 4. Hier het ek gemaal met 4, dan moet ek ook bo maal met 4. Daar het ek niks gedoen nie, want hy was al reeds 4, so ek moet net die eerste 3 terme gou regmaak. 4 maal 1 is 4, dat ek nou klaar gedoen. Okay. 4 maal min 12 is min 48, p kwadraat t, plus 4 maal 6, 24, pt kwadraat. 4 maal min 6 is min, ja, is dit, ja, daar is die min is al klaar daar, of het ek nou min daar verkeerd ingesit, ek dink ek het 'n foutie gemaak, kom ek maak gou reg, ek dink my tekenfoutjies is hierso, want daar was 'n plus, hierdie was 'n minus, skus julle, so daar moet 'n minus wees, so 4 maal 6 is 24, pt, minus p kwadraat, hierdie bly net so, hulle was mos, hy het mos 'n noemer gehad van 4, so ek gaan niks daarin verander nie. Ok, nou het ek 'n lot breuke, waarvan die bokante en die onderkante nou almal, die tellers, die noemers is almal dieselfde, en nou kan ek gelyksoortige terme mekaar tel, want kyk nou mooi, hier is minus 48 p kwadraat t, hier het ek nog enetjie, minus 1 p kwadraat t, dan is invisible 1 daar, so daar is gelyksoortige terme, kan dit by mekaar tel, wat het ek nog? Ek het hier enetjie hier, en ek het hier enetjie hier, hier enetjie hier, wat ook 'n 1 is, né? Ook 'n denkbeeldige enetjie daar, pt kwadraat, ja, en dan het ek die verlore c in die middel. Ok, so ons gaan nou dit by mekaar tel, wat in mekaar hoort, hulle is op 4, minus 48 pt kwadraat, so dis nou die ene en die ene, so maak het sin as ek sê is minus 49 p kwadraat t, want minus 48 minus 1 is minus 49, dan die volgende 2, gaan ook op 4 wees, is nou hierdie wat blauw gemerk is, 24 pt kwadraat, minus 1 pt kwadraat, gee ons vir my 23 pt kwadraat, en dan het ek die siel wat nou nie 'n maatjie gehad het nie, gaan ek net hier so skryf. Kyk, kan ek dit vereenvoudig? Hierdie breek kan nie, want 4 kan nie in 49 in nie gaan nie, so dis uit. Hierdie ene kan ook nie, want 4 kan nie in 23 in gaan nie, maar die laaste ene kan. So ons gaan net gou hierdie ene oorskryf. Pt op 4 plus 23 pt kwadraat op 4, maar die laaste ene kan 4 daarin gaan, hy gaan 6 keer pt.
En ek dink dis daai, kyk maar net of ek foutjies gemaak het, laat weet my. Ek glo daarom nie, ek het nou nie die memo nie, so ek glo dis korrek. Ja, ons gaan nou nommer 3 doen. Nou, maar nommer 3 is vreemd en ek gaan ek wil jou nou wys wat jy nie moet doen nie. En dis nogal vir my belangrik. Ek gaan gou hierbo neerskryf. Ek gaan net hierdie nommer 3.1 hierbo neerskryf en hierdie wil ek hier skryf want ek wil wys wat jy nie moet doen nie. En kom ek sê wat potensiële fout kan wees en ek sien dit so gereeld en ek weet nie eintlik hoekom kiddies daai fout maak nie. Ons maal so in. Wat ons het geleer, ons eksponentwette leer ons, dat ek kan daai 2 inmaal met elke eksponent binne, so dan is hierdie x tot die mag 2 plus 3 tot die mag 2 wat 9 is. Maar daai is nie korrek nie, neem nou mooi gou dink hoekom. Want onthou nou, so hierdie is 'n nou, jy kan dit nie doen nie. En ek gaan vir jou wys hoekom, want jy gaan nou sê, ja, maar ek het dit geleer by eksponentwette, toe daar 'n maal in my hakie was, of 'n deel, dan kon ek dit gedoen het, wat dan 9x² is. Ons het gedoen by eksponentwette, toe daar plus en minus in my hakies is, nou, met maal en deel in my hakies is, nou is daar 'n plus en 'n minus in my hakies. Daarom kan ek dit nie doen nie, so hierdie is 'n yes by die maal, maar definitief 'n nou by die plus en die minus. So wat ek moet doen is, ek moet daai hakie 2 keer skryf. So wanneer jy plus en 'n minus sien, dan skryf jy die hakie 2 keer. So ons gaan nou daai 8.3 gou doen. Nou nommer 3.1 gaan doen, hierdie enetjie. Nou ons het onderwysers wat ons leer. Ek is een van hulle wat net sê, skryf jy hakie 2 keer, want dit is wat dit beteken. En dan al wat jy moet doen is, jy moet so inmaal, en jy moet sorg dat jy al die terme met almal maal. En, maar oor die jare het onderwysers rympies gekry om ons te help. Nou hier is my eerste rympie wat ek vir jou wil wys vandag. Nou weet nie wat so hond blaf so nou nie. Hierdie is my eerste rympie, EBA, wat beteken, as jy 'n hakie kry soos daai, kom ons doen dit, x plus 3, wat is gaan kwadreer, x plus 3, en skryf ons die hakie 2 keer, so ons weet nou ons moet die hakie 2 keer skryf, en dan, so die E staan vir eerstes, so wat is eerstes, x maal x is x², binnestes, daar is die binnestes, plus 3x, buitenstes, dis nou daai 2, plus 3x, en dan agterstes beteken, wat agter in die hakie is, en agter in die hakie is, dit gee vir my plus 9, en dan gaan jy sien, gewoonlik is daar 2 terme wat ek met mekaar kan tel, nie altyd nie, maar gewoonlik, en dan kom ons daarby uit, net vereenvoudig. So dis ons eerste rympie wat onderwysers ons kan leer, EBA metode. So dis net 'n rympie om ons te help om te onthou dat ek alles moet maal met alles. Die tweede rympie wat jy kon geleer geword het, hang wat jou onderwyser wil doen, jy doen wat jou onderwyser of onderwyseres wil doen, is die e-mail metode. So ons vat nou, ek gaan sommer die tweede sommetjie doen, die enetjie, x min 3, ons gaan die 2 keer skryf, so x min 3, skryf jy hakie 2 keer, en dan gebruik ons die e-mail metode. Eerstes, sien dit is presies dieselfde as EBA, net ander woorde, middelstes, min 3x, uiterstes, min 3x, laastes, min 3 maal min 3 plus 9, x² min 6x plus 9, want ek tel weer daai by mekaar. En dan my laaste rympie wat ek geleer kan word dalk, en dis meer by die AIB skole en die Engelse skole, gebruik hulle FOIL, wat eintlik beteken first, over, inner, last, en is dieselfde konsep. Kom ons vat nog 'n sommetjie, sommer hierdie enetjie hier, 2x plus 5, so jy skryf die hakie 2 keer, want daar is 'n kwadraat buite, dit sê die hakie moet 2 keer geskryf word. So first beteken maal first met mekaar, 2x maal 2x is 4x², over beteken over, 10x, inner, dis daai 2, sê ek 10x, dan skryf ek 5x, ekskuus. 10x, jammer, 10x, en waar is nou first over inner is weer plus 10x, en dan last is die 2 laastes, wat vir my 25 gee,
En dan gaan ons weer 2 bymekaar tel, so 4x kwadraat plus 20x plus 25. En dit is dit. So ons kan enige metode gebruik. Maak nie saak wat jy doen nie, dit gaan almal uitwerk. Dit is net rympies wat almal dieselfde ding beteken. Ons gaan nou 3.4 doen, omdat ek gaan nou nie al die metodes weer oor en oor doen nie, so ek gaan net, jy gebruik nie die metode wat jy wil, ek gaan nie die EBA metode gebruik, jy kan enige een gebruik wat jy wil, so ek hou hulle hierbo vir jou. Okay, so kom ons begin, kom ons skryf hom gou neer, 2x min 5, 2x min 5, daar is 'n 2kie buite, so skryf jy hakie 2 keer. Okay, en so eerstes 2x mal 2x is 4x kwadraat, binnestes min 5 mal 2x is min 10x, en dan weer min 10x, plus 25, dit gee vir my 4x kwadraat, min 20x, plus 25, dis daai enetjie, so gaan dit hier hierdie bietjie hardloop, 8 minus p, so 8 minus p met 'n kwadraat buite, so ons skryf hier hakie 2 keer. Eerstes 8 maal 8 is 64, 8 maal min p is min 8p, min 8p, plus p kwadraat. Eerstes binnestes buitestes agterstes, daar is die eerstes, daar is binnestes, daar is buitenstes, daar is agterstes, en dan kan ek net hierdie bymekaar tel, en dan gaan ons my laaste enetjie doen, a plus b, is dit a plus b, dink ek, gekwadreer, ek het gewees seker maak met daai enetjie, a plus b, ja, so eerstes, a maal a kwadraat, binnestes en buitenstes, so ab plus b kwadraat, en dan kan ek die middels 2 bymekaar tel, ab en ab, 2ab, plus b kwadraat, en dan het ek daai klaar gemaak, en dan gaan ons hier na die moeilike stekkel. Kyk het geweer hierna. Okay, hier nou 'n bietjie meer kompleks, ons doen nou 3.1.4, ek het hom hier neergeplot, so wat doen ons, ons het 2kie buite, so wat doen ons skryf die hakie 2 keer, moenie dit vergeet nie, moenie die dom fout maak en inmaal nie, né? En dan hoe doen ons hierdie, onthou nou, ons gebruik EBA, of eenmaal, so ons maal eerstes, onthou, dit is 'n breek, so ons maal bo, en ons maal onder, okay, dan binnestes, ons maal bo, ek hou van alfabeties, en ons maal onder, okay, dan doen ons buitenstes, dis daai 2, minus, ons maal bo, ons hou het alfabeties, en ons maal onder, hou het alfabeties, en dan doen ons agterstes, minus maal minus plus, ons maal bo, en ons maal onder. Okay, dit lyk eintlik van hier af baie eenvoudig, want, wat is xy op xy? Wat is 3 op 3? Dis mos 'n hele, wat is x op x? Dis ook 'n hele, wat is xy op xy? Dis 'n hele. So hier staan x kwadraat op y kwadraat, minus 'n hele, plus y kwadraat op x kwadraat. Ek gaan net my antwoord hier in die kant neerskryf, so dit is x kwadraat op y kwadraat, plus y kwadraat, ek het hierdie uitvee, so dis die enetjie is hier, ek gaan gou eens daai niks neerskryf, en dan min 2, want hierdie en hierdie geef my min 2, en dis my antwoord, né? Okay, julle so kom ons kyk na hierdie enetjie hier, ek het hom hier onder neergeplot, en daar's hakies in hakies, so wat hakies en hakies beteken is, sorteer eers die binne hakies uit, so voor ek hierdie hakie gaan 2 keer skryf, kom ek vir daai uit, want ek gaan die binneste hakies nou gou EBA, eenmaal, foil, wat jy het ook al noem, eerstes en eerstes, a kwadraat, min ab, plus ab, minus b kwadraat, kan ons die hakie kleiner maak, ons kan, a kwadraat, hierdie val uiteindelik weg, minus b kwadraat, maar wat moet ek nou doen,
ek moet die hakie 2 keer skryf, moenie vergeet nie, né? Nou gaan ek weer e bar e maal. Eerstes, a3 mag 4, min a kwadraat b kwadraat, min a kwadraat b kwadraat, plus b tot die mag 4, want onthou as ek maal, plus ek my eksponente, kan ek iets in die middel by mekaar tel? Ek kan, daar is minus 2 van hierdie a kwadraat b kwadraats. Ja, en daar is hy gedoen. So onthou is altyd 1 of 2 kies wat ek by mekaar kan tel, in die geval is dit die middelste 2, daar is minus 1 a kwadraat b kwadraat en minus nog enetjie. Ja, dis dit, né? Okay, ons kyk na 3.17. Daar's 'n tweekie buite, maar daar's hakies binne, so kom sorteer die hakies binne uit. 2x min y, hierdie min maal mos in, min x min y, tot die mag 2. Kan ek daai goed by mekaar tel? Nee, kan nie. So jy moet die hakie 2 keer skryf. So kom ek gaan net om spasie te spaar, klein 2 keer skryf. Ek gaan som net hier. Jy kan dit nou eintlik in 2 stappies gaan doen. En dis nou die probleem. Ek sit met 3 terme wat ek moet inmaal. So ek moet eerstens hier so maal, dan moet ek so maal, dan moet ek so maal. So kom ons doen eers daai 3. 2xy maal 2xy, 4x kwadraat, y kwadraat, want onthou my eksponente plus, né? Dan gaan ek die 2xy vat en maal met die min x, so is min 2x kwadraat y. Dan gaan ek die 2xy vat en ek maal met die min y, is minus 2xy kwadraat. So nou het ek die eerste 3 terme ingemaal, nou gaan ek die volgende 3 inmaal, so kom ons merk hulle nou aan 'n kleur. Dis nou die ene met die ene, die ene met die ene, en die ene met daai ene. Kom ons doen dit. Min x maal 2xy, so is min 2x kwadraat y, dan min x maal min x is 'n positiewe x kwadraat, en 'n min x maal 'n y is 'n positiewe xy. Okay, volgende ene. Dis baie maal somme hierdie. So. So ons maal hulle weer alles vir mekaar. So wat is min x maal 2xy, so is min 2xy kwadraat. Min y maal min x is 'n positiewe xy, en 'n min y na min y is 'n positiewe y kwadraat. Okay, van hier af gaan ons alles gelyksoortig by mekaar tel, so kom ons merk 'n bietjie. Ek soek 4x kwadraat, y kwadraat, het hy 'n pel? Nee, hy het nie. Het ek 2x kwadraat y, het ek nog x kwadraat y, ek het ene hier, ek het ene hier, het ek nog x kwadraat y, nee ek het nie. Het ek xy kwadrate, ja ek het nog enetjie daar, okay. Het ek xy's en xy's, gaan dit gou aan 'n kleur, kom ons vat sommer swart. Het ek xy en xy, ja ek het 2 daar, en dan het ek, kom ek het pers ook hier so, het ek 'n x, nee ek het nie 'n x, so hy is alleen, het ek 'n y, nee ek het ook nie 'n pel vir hom nie, ok, nou gaan tel ons alles by mekaar, al die rooies, daar was net 1 pel, dit was net y, kom ons tel die blauws by mekaar, min 4x kwadraat y, want daar was min 2, en toe nog min 2 van hulle, nou die groenes, min 4xy kwadraat. En nou tekort ek nog die swart is, xy plus xy is 2xy's, en dan is dit net my x wat nie pelle het nie, as ook my y's wat nie pelle het nie. Dan en das dit. Julle, kom ons doen hierdie nommer 3.18. Ek het hom hier neergeplot. Ons raak eers ontslaaf van die binnehakies. So hierdie gaan ek net weggooi, want daar's niks hier voor wat ek kan inmaal nie. Maar hier kan ek ietsie inmaal, so hierdie is minus 2a, minus 3b, kwadreer. Kan ons die hakie kleiner maak? Ek dink ons kan. Want ek het 'n a hier en 'n min 2a daar, en dan het ek nog ietsie, ek het 'n min b en 'n min 3b daar. Dit is gelyksoortig, so ek kan hulle by mekaar tel. A minus 2a is eintlik net 'n minus 1a, maar ons skryf nie die 1 nie, so skryf net a. Dan min 1b minus 3b is mos minus 4b, maar ons skryf die hakie 2 keer, omdat ons nie vergeet nie. Dan gaan ons
E mil, nou EBA, kom ons gebruik hier EBA, eerstes, binnestes, kom ons in eerstes en die binnestes, eerstes en eerstes is A kwadraat, binnestes minus 4AB, dan doen ons buitenstes en agterstes, buitenstes is daai, en dan agterstes is ons net hierdie en hierdie enetjie, so kom ons doen dit, buitenstes is minus 4AB, en dan agterstes, minus maal 'n minus is 'n plus, 16b kwadraat. Kan ek enigiets vir mekaar sit? Ja, ek het twee gelyksoortige terme daar. A kwadraat minus 8ab plus 16b kwadraat. En daar's dit.